Joh. As warm in Suid-Afrika, jong. Ek weet nie, is warm aan die baai en die plek, ek weet nie soos ek nou hier buite sit, vliee op die bene, die hitte is bietjie erg, jong. Ek weet nie wat doen julle op 'n warm dag soos die nie. En ek kom van 'n klein dorp af in ons se dorp Somerset-Oos. Joh, daar is dit so benoud en warm. En wat die probleem hierso waar ons nou is warm, maar dit reën nie na die hitte nie. En dit put nog al 'n ou uit. So wat doen julle almal as dit nou so warm is? Wat doen julle almal? Ehm ek en die vrou net so deur Mission Vale gery en ek sê vir jou die mense jong. Almal staan sommer so kaalbolig. Ek dink as jy mense moet 'n bak lekker van hy groot nemelbakke wat sy stainless steel bakke as jy vir hulle moet so bad water offer en dit net daar in die middel van die gemeenskap sit. Ek dink elke ou gaan ek gaan kom vir 'n ysbad. Maar is benoud jong, is benoud. My vrou sê baie keer jong, wat het julle gedoen? Die Here is kwaad vir julle, dis hoekom dit so warm is. Dis is benoud jong. Wat maak julle almal? Hoe gaan dit met almal? Is lekker om bietjie 'n live te kom doen gou hier vir julle of nie 'n live nie, net altens 'n video. Hoor hoe dit gaan. Ek sien van julle het nou al begin skryf van julle stories en julle vertel julle stories. Daar's nog mense wat ek verwag. Ek het gesê in 2026 is so belangrik dat jy jou eie storie vertel. Reg? Vertel jou storie van waar jy afkom, vertel jou familie storie en gesels bietjie met die mense op die socials. Jy weet, ek het agtergekom dese word mense betaal vir die goed. Reg? En ek bedoel as jy kyk na Alfred Adrian, as jy kyk na Emo Adams, as jy kyk na Mark Lottering, reg? As jy kyk na Casper de Vries, as jy kyk na Omtolla van der Merwe. Hierdie ouens word sommer lekker vetterige geld betaal. Om hulle stories te vertel. So vertel jou eie stories. Ja, so ek weet nie baie keer my vrou sê vir my ek is 'n snaakse mens, ek kan nogal lekker snaaks is. Maar die probleem is ek kan nie aan jokes dink nie. Ek kan nie sommer ek sien iemand wat sommer aan jokes kan dink, jy weet. So ek weet nie wat bedoel sy met ek is snaaks, beteken dit ek lyk soos 'n joke of ek self is 'n joke? Ek weet nie presies wat sy met dit bedoel nie, maar vertel julle stories. Vertel julle stories. Soos jy was. Vertel julle stories van ek kan onthou byvoorbeeld ek het 2 oomens gehad. Kom ons vertel sommer 'n goeie storie, right? Ek het 2 oomens gehad. Een van my oomens ja, ek wil nog nie hulle name noem nie, maar vir die sake van die video gaan ek hulle name noem. En een van my oomens se naam was Koppe, ou Kop. En as iemand van julle in Somerset East die video luister, gee wys vir hom die video dat hy sal kan sê wat die waarheid is of nie. Een van my oomens se naam was ou Koppe en dan my ander oom, sy Koppe se broer, sy naam was Fetus geweest. Ons het hom genoem Ouba's kraantjies. En die 2 van hulle was nou basies verantwoordelik vir ons om ons jong manne in die huis te dissiplineer as dit daarop neergekom het, as dit tyd was. En ek weet tussen die 2 van hulle, ek was bietjie meer skrikkerig vir my ou Kop geweest, right? Vir Fetus, hy was 'n rider, was 'n rustige perd geweest. En hy is my oom. Fetus is die een as hy byvoorbeeld uitgevind het, luister, julle jong man is up to no good. Julle is besig met 'n klomp katte kwaad, soos die ou mense so gesê het. En wat hy gedoen het, dan het hy ons gevat en dan het ons in die berg ingestap. Reg met 'n saag, met 'n byl en jy gaan kap 'n klomp nat doringhout. Reg? Die groot ding is kyk die daai berg is so vol water, Bosberg. Al die plante en die bome is groen. So maak nie saak wat se tyd van die jaar by jy gaan is weinig dat jy droë hout gaan kry. Nou gaan ons omtrent ek sal sê as ek moet skat nou, kyk hy het dit jy kan jy loop maar net agter die groot mense aan waantoe ook al jy van jy gaan. En wat ek uitgevind het is ek het uitgevind die afstand wat ons in daai jare geloop het kon maklik seker so 7-8 km gewees het one way, reg? Dan is dit so 7-8 km terug. Nou onthou dis jou straf. Jy het verkeerd gedoen en dis hoekom jy nou in die bos ingaan om hout te gaan kap. En my oom wat hy altyd gedoen het, omdat ek die kleiner een was tussen die 3 neefs en hulle weet wie hulle is. Ek dink met 'n volgende video gaan ek hulle name miskien gou hier op uitgooi. Ek het 3 neefs gehad wat saam met my immediately saam groot geraak het. Later het daar nog neefs bygekom, maar hulle is die jonger volk gewees. En dan was dit eers ons 3. Ons is min of meer dieselfde ouderdom amper.
En ek was 'n jonger neef gewees, so wat gebeur het? Ek het altyd een stuk hout gedra en dan my ouer neefs, hulle twee stukke hout gedra. Die nat doringhout. Nou daai goede, die doringhout, daai tipe boom het 'n bas, né? Het 'n bas wat sulke half sulke blokkies het. En daai bas, as jy toe by die huis kom en jy gooi hout van jou skouer af, dan lê die houe in jou skouers en aan jou nek in van hy bas soos wat hy op jou skouers gelê het. Daai was jou straf gewees om my kattekwaad aangevang het. Nou kom jy by die huis aan, hy hout opgesaag word, hy hout moet gekap word en dan moet daar vuur gemaak word. Reg, maar hulle was bietjie meer forgiving. As jy by die huis kom, gaan jy daarom ietsie eet en so aan. Nou die ander oom van my, hy is nog 'n man wat vir ons daai tipe straf gegee het. Jy gaan eers gaan hout kap in die veldie. Dit hang af op die dag, hoe hy met sy vriende was, as hy 'n goeie by is, dan lag hy ons uit in plaas van ons 'n pak slaag gee. Maar laat ek vir jou sê, voor die Vader, die dag wanneer hy nou voel, die hele mannetjies het net eenvoudig klomp kattekwaad aangevang en ek is kwaad en ek gaan vir hulle nou 'n les leer. Laat ek vir jou sê, ons het geweet wat kom. Jou stert, jou agterend, reg? In vandag se lewe en miskien in die wit gemeenskap gaan hulle vir jou sê dis child abuse. Nee, my man. Daar was niks sulke goede van child abuse. Jy het 'n pak slaag gekry, laat jy weet jy het 'n pak slaag gekry. En dis die storie wat ek vir julle wil vertel. So as ek moes gekies het tussen die twee oomens, dan af op 'n dag as ek honger is en ek is lui en ek wil nog planne met my vriende, dan vat ek my pak slaag. Maar as dit 'n dag is waar ek voel ek het in elk geval nie veel om te doen nie, skoolvakansie, dan vat ek die ander straf. Dan gaan ons veld toe gaan kap ons hout. Daai sou vir my beter werk. Jy weet, maar op 'n dag tot dag moet jy maar besluit wat se pak slaag gaan vir jou beter werk. Sê gou vir my man in die comments. Vertel vir my so 'n storie, iets soos hy wat jy weet, okay, hoe was jy gestraf as 'n kind toe jy nou jonger was? En sê gou vir my, het jy daarom jou les geleer uit al daai klomp pak slaag as jy pak slaag gekry het? En vir wie was jy meer skrikkerig geweest? Het jy ook so meer as een oom gehad? Of weet jy, was dit jou oupa, was dit jou pa, wie was dit geweest? Ek weet van ons het goeie pak slaag gekry van oupas af. So, maar jy moet vir my sê vir die comments, vertel so 'n bietjie vir my of maak 'n video en tag jy my van hoe jy groot geraak het. En ook in vergelyking sê sommer vir my vandag se kinders, ek dink hulle dit verskriklik lekker want hulle kom weg. Ek gaan jou gaan vang, jy gaan nie vir my 'n pak slaag gee nie. En dit maak my nogal baie keer lekker woedend. Maar anyway, baie dankie, ek is bly jy 'n bietjie geluister na vandag se storie. Sê vir my in die comments, gesels met my, nou sê jy vir my hoe jy pak gekry of hoe was jy gedissipline toe jy jonger was. Baie dankie dat jy geluister het my maat, ons gesels binnekort weer, né? Goed gaan.